Afrikaans.com en AON verstaan die gesegde It takes a village to raise a child. Hulle het kundiges en spesialiste genooi om ouers te help om die beste van hulle kinders te maak. Ek gesels met Daan Potgieter, die uitvoerende hoof van AON, oor die rol wat moedertaalonderrig speel. Welkom terug, Daan. Baie dankie, Leandie. Het is altyd vir my so lekker om met jou oor hierdie goed te gesels, want ek voel jy weet wat aangaan. Jy het baie ervaring, jy weet, in die onderwys. Ja. Maar ons sien al hoe meer hoe Afrikaanse ouers deesdae hulle kinders na Engelse skole toe stuur. Hoekom dink jy dit is die rede? So aan die een kant is dit onkundigheid van ouers, aan die ander kant is dit onsekerheid omdat hulle nie glo hulle kinders sal kan aanpas in 'n wêreld van werk of studie na skool nie. Ja. En daarom neem hulle daai besluit. Dit maak vir my sin. Maar hoekom dink jy is dit nog nodig om in jou moedertaalonderrig te kry? Leandie, ek dink navorsing, veral UNESCO se navorsing rondom die rol van moedertaalonderrig in die vordering van prestasie veral na skool, is dit baie duidelik gestel. Ons weet dat jy kan net moeilike konsepte baas raak in jou moedertaal, en as jy die moedertaal baas geraak het, kan jy dit makliker oordra in 'n tweede en selfs 'n derde taal. Verder het hulle ook bewys dat selfs in Afrika, ons dink ons is 'n land met 'n verskeidenheid van tale, maar in ander tale in Afrika is daar selfs lande wat 22 of 23 amptelike tale het. Maar waar moedertaalonderrig gedui, is die nasionale binnelandse produk baie hoër as in lande waar daar nie moedertaalonderrig is nie. En natuurlik weet ons dat vordering veral in die moeiliker vakke, waar 'n kind van kindsbeen af in moedertaal onderrig word, raak hulle daai konsepte baie makliker baas. So daar's 'n klomp redes hoekom. En dit is deel van 'n kind se identiteit. Dis waar ek vandaan kom, dit is wie ek is, hoe ek praat. En die woord sê dit mos moedertaal. Ja, dit is baie mooi eintlik. En ek verstaan dat as mens 'n konsep verstaan, dan is dit baie makliker om dit om dit nou te gaan swat in dit of te gaan werk in dit. En daar's genoeg bewys daarvan. Ja. Gaan kyk na Afrikaanse wetenskaplikes wêreldwyd. Die sakemanne, die besigheidswêreld, die Afrikaanssprekendes wat in hul moedertaal onderrig is, hoe hulle uitstyg bo die res. Reeds omdat hulle die agtergrond en die boustene van moedertaal onderrig gevestig het. Dis nogal interessant. Wat dink jy is die groot voordele van moedertaalonderrig? Die groot voordeel daarvan is, ons versterk kinders se hele leef- en leerervaring wanneer dit in die moedertaal is. En daai selfvertroue wat 'n kind het om hom of haarself te kan uitdruk in hulle moedertaal. En natuurlik, veral Afrikaanssprekende mense is baie aanpasbaar in ander tale. Ongelukkig, en dit is die nadeel daarvan, as ons van te klein tyd af vir kinders probeer, amper sê 'n swak Engels grootmaak, dan verleer hulle eintlik hulle eie taal, maar hulle leer ook nie 'n ander taal ten volle nie. Hulle is so tussen die bome in die bas. Wat is daai Jack of all trades, master of none? Daar's sy. Maar Nelson Mandela het gesê, as jy met iemand praat in 'n taal wat hulle verstaan, dan luister hulle, maar as jy met hulle praat in hulle eie taal, dan gaan dit na hulle hart toe. So, Presies. Dit vir my daai selfde Presies, ja. spesiaals. Baie dankie vir jou tyd, Daan. Baie dankie, Leon. Waardeer dit.